Goeiedag. Ek het nou in hele tyd in die oordenkings die beeld van 'n tuin gebruik en dit as 'n baie idilliese plek voorgestel. Maar tuine is nie altyd plekke waar jy vrede en troos vind nie. Voor Jesus se gevangeneming gaan hy in die tuin van Getsemane om te bid. En ons lees in Lukas 22 vers 34. 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Dis seker die mees ontroerende tuintoneel in die hele Bybel, waar die Christus in die tuin van Getsemane om sy eie lewe smeek en bid om van die beker verlos te word. Dit was Jesus op sy kwesbaarste. In die tuin was daar vir hom egter geen troos nie. Dit was eerder 'n plek van diepe wroging en bloedsweet. Maar wat beteken dit vir ons om ons redder in so 'n toestand te moet sien, waar hy smeek om vertroosting en desperaat bid dat die beker by hom moet verbygaan? In die tuin dring dit tot ons deur dat Jesus werklik soos ons was en dat hy die hartseer, die verraad, die vrees en die pyn en uiteindelik die dood wat deel is van die menslike toestand die hoof moes bied. En dit sonder vriend of vyand om hom vertroosting te bied. Selfs sy vriende wat hy vertrou het en liefgehad het, het hom verlaat. Hulle slaap terwyl hy deur erge wroging in 'n stryd om lewe en dood gewikkel is. Vir hom was daar geen troos in die tuin nie. Dit was 'n plek van verraad en verlatenheid. God alleen was daar om hom te versterk vir die taak wat hy moes volbring. Wat van ons? God sien ons ook raak in ons swakheid en onvermoë om diegene wat ly, die buitestanders, die eensames, die armes, die siekes en noodlydendes by te staan. God sien ons angs raak oor ons eie situasie, as ook ons beperkte insig en ons menslike swakheid. En tog het hy ons lief. Hy het ons so lief gehad dat hy sy seun toegelaat het om die beker van ons weg te neem en ons swakhede op hom te neem in die tuin waar daar geen troos en geen omdraaikans was nie. Wanneer jy deur al die verskillende tuine op jou pad loop, dink vir 'n oomblik aan Jesus in die tuin en wat dit vir jou beteken dat Christus daar geveg het vir sy lewe sodat jy jou redder kan ontmoet. Kom ons bid saam. Here, in die tuin word ons daaraan herinner dat Jesus gelei en gekreun het, net soos wat die skepping kreun en uitsien, nie na 'n verganklike tuin nie, maar na 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Amen.